Be blessed. Amen. Kry maar so jou Bybel reg. Jeremia. Is dit reg, Chris? Maak ek nou lees. Hoofstuk 12 sal ons Van lees. wat? Van Jeremia. Wie was Jeremia? Hy was 'n profeet. Wat is 'n profeet? 'n klaagliedere Een profeet. wat kerk en klaar. Wat het jy gesê? As jy hoofstuk 11 lees, as jy sien, die manne is uit, hulle is kwaad vir hom. Want hy bring vir hulle boodskappe wat hulle nie like. Onheil. En hulle vertel vir hom, ons sal vir jou uithaal. Jy moet nou op praat van hierdie God. En wat ons alles verkeerd doen. Ons weet dit, ons wil nie herinner word nie, ons sal vir jou tyd hou. Dan manne van Antog, wat is hulle? Anatone, wat is hulle? Maar nog steeds het Jeremia die woord gebruik. Amen. En ek wil julle lees wat sy daar. Hoofstuk 12. Is julle daar? Ja. Vers 1. Regverdig is U, o Here, as ek met U sou twis, tog wil ek oor regsaake met U spreek. Waarom is die weg van die goddelose voorspoedig? En dan lees die volgende daaroor gepraat. Waarom lewe hulle rustig? Almal wat ontrou belewe. Hoekom is hulle so lekker? Hoekom is hulle so gelukkig? U het hulle geplant, ook het hulle wortel geskiet. Hulle groei, ook dra hulle vrugte. U is naby in hulle mond, maar ver van hulle niere. Sien, baie van ons praat net, maar dit kom nie die hart uit nie. Maar U, o Here, U ken my, U sien my, U toets my hart, U ruk hulle weg so slagskape en heilig hulle vir die dag van slagting. Hoe lang sal die land treur en die plante van die hele veld verdor, vanweë die boosheid van die wat daarin woon? Die diere en die voëls vergaan, omdat hulle sê, hy sal ons einde nie sien. Nou ons versie. As jy dan met voetgangers loop, maak hulle jou moeg. Hoe sal jy dan wedywer met die perde? En in 'n land van vrede voel jy veilig. Hoe sal jy dan maak in die pronkbosse van die Jordaan? Hy sê hierso in die Message. So Jeremiah, if you're worn out in a foot race with men, what makes you think that you can race against horses? And if you can keep your wits during calm times, what is going to happen when troubles break loose, like when the Jordan is in flood? Wat gaan jy doen as jy nie eers, hy sê nie reisers nie, hy praat van voetgangers. As jy nie eers die voetgangers mee kan wedywer teen. En nou waaroor gaan hierdie stukkies uit hulle sê? Waaroor kan ons praat daaroor? Kom. Sal ons gaan staan in die tyd van swaarheid. Dus sal jy kan volstaan as dit goed gaan, as jy nie eens kan volstaan as dit sleg gaan. Hierdie week het ons dogter verjaar. Daai een wat net 'n mite is. Maar jy het dit al nog gesien. Alleen. Maar op dieselfde dag was my pa se verjaarsdag. En my sussie plaas toe nou 'n foto van hom daar, wat my heeltemal onkant gevang het. En dit het my bietjie laat dink. Net baie keer doen ons iets, en dan stoot ons dit weg, want ons wil nie aan dink nie. Ek het nie die Here gedien toe my pa dood is nie. Toe ek tot bekering kom, was my iets met die Here, hoekom nou? Hoekom nie net so 'n paar jare voor nie? Sodat ek my pa kon bedien het met die woord, sodat hy besluit kon neem. Ons weet nie waar is hy nie. Ek weet waar is my ma, ek weet waar is sy. Ek kan hoop waar hy is. Maar ek weet. En nou daardie groewing van jou, wat almal sien nie, sal nie, sit jou in 'n stadium dat jy wil vir mense die woord bedien, want jy weet hoe gaan dit wees om sonder die Here dood te gaan.
Jy sit 'n effort in, maar ons raak moeg. En ons raak afgetaal. En nou al wat ons nou doen is, Here, dankie dat ek gered is. Maar ons voel 'n vreugde vir jou wat nog nie gered is. Want ons raak nou ons kalm, rustig, ons sit in ons gemaksone. Ons het nie meer die lus om op te staan nie. Ons wil nie meer uitgaan nie. Man, toe ons college toe is, vra 'n ou van my, hy was 'n 3 jaar, né? Gerrit was 'n 3 jaar. Hy vra, wil jy saam met my gaan bedien vanaand? Hy gaan ergens bedien. Ja, excited, ons dien is die Here, ons gaan bedien. Nou, pas toe vertel hy vir my nou, is Engels mense. Ek hoor en ek kan Engels praat. Verder hy, maar hulle son. En ek was 'n rasis, maar die Here het my gesond gemaak. En ek sê, dit maak nie saak. En jy weet, daai dag lei ek 'n Engels sprekende Zulu na die wêreld. Die Here is vol van humor. Ek was 'n rasis, nie net toen swart as, maar ook teen Engels sprekend is. En jy sien wat jy gered word, dan verander jy. Jy is 'n nuwe skepsel. Amen. So jou hart is nog brandend, en jy wil nog aan fire wees vir die Here. Maar ons staan so 'n bietjie af. Ons moet bietjie weer lewe kry. Ja. Want as die Here ons na 'n plek wil vat, en ons sê ons verwag 'n nuwe seisoen. Hoe gaan ons ooit in daai nuwe seisoen klaarkom, as ons nie eens die ou seisoen se dinge vertrou is in klein dinge. kan regkom nie. Ons wil nou saam perde gaan hardloop. Ons kan nie saam met voetgangers hardloop. Nie atlete nie, voetgangers. Nou wil ons die perde gaan aangaan. Hoe gaan ons dit doen? Deur die krag van die Here. Deur in sy woord te wees, deur elke dag onsself daaraan te herinner, wat het hy vir ons gedoen op die kruis? Weet, dit is so maklik om af te dwaal, maar kom net bietjie weer terug kruis toe. Dan is jy weer aan fire. Ja. Dan is jy weer van vooraf wakker. Want iemand moet jou net herinner, waar was jy? En waar was jy? En wat het gebeur? Genade het jou pad langs gekom. As gevolg van genade het daar die kruis vir jou gewerk. Iemand anders te gekom. Ja, en dit hoef nie almal te preek nie. Jy hoef net 'n goeie leefwyse te hê, dat mense kan sien hoe jy lewe. En dit verander hulle. En as daar mense wat jy met ruk kan skud en laat die bloed spat, aanvaar jy Jesus, dan sê hulle sommer net ja, laat jy ophou. Dis ook nie reg. Die attitude waarmee ons Christus verkondig, is wat saak. Liefde. Nou sit ons hier onder 'n boom en ons vra vir die Here, why? Hoekom? Kyk daai sleg man, hoe goed gaan dit met hom? Dis mos wat ons gepraat het. Die goeies lewe goed dink ons. En ons vra die vraag, hoekom dan, Here, moet ek sukkel? Ek is dan jou kind, man. Die blou oogies, man. En kyk daai ou. Dit gaan voorspoedig met hom. Hy dien jou nie, Here. Hy wil nie van jou praat nie. Wie sê ek en jy daai vraag? Ons het nodig om nie te sien die wêreld. Ons het nodig om te sien die koninkryk. Wanneer jy na so 'n persoon kyk, moet jy met die koninkryk sien. Want as jy nie sien in die koninkryk nie, my broer, gaan jy nie vir hom bid. Ons moet so lewe, soos in die hemel, so moet dit op aarde wees. Soos wat ons in hemelse plekke sien, dit moet ons bid op die aarde, dat dit manifesteer so. Ja. Ek en jy kan nie net met toe oor die lewe gaan nie. Ons is kinders van die Here. Hoekom? Wat maak jou kind van die Here? Want ek het aanvaar. Ek het aanvaar die prys wat hy vir my. Hy sê in Johannes, aan almal wat in my glo, het hy aangegee. Het hulle die mag gegee. Om te sê af. En in 2 Korintiërs 5:17 sê hy, jy is nou 'n nuwe skepsel. Jy is nou 'n nuwe skepsel. Wat doen 'n nuwe skepsel? Hy doen nuwe werk. Die vers hier daarna sê, dit is vir jou gegee. Ja. Om 'n reconciliator te wees. Die bediening van reconciliasie is ons sin. Waar mense nie die Here ken of dien nie, is dit jou werk
om rekonsiliasie teweeg te bring. Hoe gaan ons dit doen? Ons moet met hulle gaan praat. Ons moet gaan getuig. Ons moet ophou te vra, hoekom Here lewe hulle so lekker? En hulle ken jou nie, Here. Dit is nie jou probleem. Jou probleem is om Christus aan hulle te gaan verkondig. Want hulle uittreeplan is nie soos jou nie. En weet jy wat? Ons is baie kere nie lus om jou dit te doen. Ek kan jou waarop, in hierdie week wat verby is, het jy 'n geleentheid gehad om Christus te verkondig. Want dis wie ons is. Die Here stuur ons mense se pad langs vir 'n doel. Doen ons dit of verloor ons dit? Ons verloor dit want jy nie meer kan. As ek kyk hoe die wêreld lyk, is ek seker ons verloor meeste van dit. Want elke persoon wat jy elke dag teekom, wat nie die Here ken nie, is ons veronderstel om verskil te maak. En ek het al gehoor hoe praat hulle. Ek was op al in die kroeg. Ek is eers gered toe ek 39 jaar oud was. Ek kom baie nonsens aanvang in 39 jaar. Dan het daai mense gehoor wat sê, daar is nie God. Vee verhale. Dan raak hulle moes na 'n paar versnaperinge wat sterk is. Dan raak hulle nou slim. En as hulle nie oor politiek begin beklei, begin hulle beklei oor godsdienst. Maar daar's altyd 'n ouetjie wat gaan slim is en sê, maar die Here is goed. Dan is daar 10 ouens wat sê, hy is nie, want my ma is dood aan kanker. Dit en die ander. Ons is vol verskonings. Maar dank die Here, bedag die Here kom uitmaak. Bedag die Here jou kom skoonmaak, sodat jy nou daai getuienis kan wees, wat jy nie ingegroei het. Want die Here stuur moes 'n professional om mense te help. Ons is so vol verskonings om die dinge te doen. Daar's 'n ouetjie gebore, ek het sy naam kan kry, sonder hande en voete. Nee, nie daai met hulle van praat. Ja, maar hy ook. Hierdie ou se naam is Rob Mendes. Dit gebeur so baie, mense sonder arms en bene gebore word. Hulle noem dit selfs tetra-Smellis syndroom. Dit is iets wat so baie gebeur, dat dit 'n spesifieke naam het. Gaan Google bietjie Rob Mendes. Hy wou coach word, voetbalcoach. Lag nie mense vir hom? Obviously. Hy het nie bene en voete nie, hoe gaan hy 'n coach word? Hulle het hom uitgelag gesê, vergeet dit. Jy kan maar miskien 'n motivational speaker word dit, maar jy kan nie 'n coach word nie. Daai ou het die meeste bekers gewen as 'n coach in die wêreld. Gaan Google hom bietjie, Rob Mendes. Hoe het hy dit gedoen? Deur die Here se genade. As jy 'n passie, dan moet jy dit tog ons maar uitleef. Dan is daar mos niks wat jy kan keer nie. Dan worry jy nie oor die voetgangers en die atlete en die perde nie. Jy kyk uit vir daardie vir die huise wat jy gaan inneem, vir die land wat jy gaan inneem. In die begin van ons bediening het ons na die tyd agtergekom. Het ons kinders vir ons gesê, ons het hulle afgeskeep. Want by julle was net alles kerk. In die môre kerk, in die aand kerk, in die woning van die week kerk. Maar ons was nie in die bediening. Ons moes alles reg doen. En juist deur dit alles reg te probeer doen, het ons baie verkeerd gedoen. Hulle praat van hierdie pastoor uit 'n nuwe bediening gegaan. En daar's mense wat 'n put gekort het. En hy sê hy kom hulle help put grawe. En hy kom in sy grawe en sy pikke. Hier kom hy agter, hy is die enigste wat grawe. Die familie sit onder die boom. Hy pik en grou. Maar in sy hart, ek
doen iets vir die Here, ek maak 'n put vir die mense. Nadat moet hy uit die gat uit klim om hom leeg te maak. En toe hy weer so afklim, hier sit Jesus hier onder. En hy sê, hy gaan nou vir my dankie sê vir die harde werk wat ek doen. Maar met 'n suur gesig sê Jesus vir hom, wat doen jy? Hy sê, Here, jy sit 'n put nodig, ek grawe dit vir. Hulle kan hulle eie put grawe. Want die water daaruit sal nie vir hulle soet wees nie, want hulle het hom nie self gegrawe. So ja, doen goed vir jou medemens, maar doen beter vir die Here. Moenie laat dit, wat jy so besig is om te doen, jou tyd met die Here steel. En met ander mense steel. Die familie. Ons het 'n vroukie in ons kerk gehad, ek sê nie naam nie. En hulle het elke woensdag het hulle samekoms van al die pastore gehad, en hulle het oor die dorp gepraat en gespreek. Toe sê jy nou, ek wonder wat het van die geword. En noem die vroukie se naam. En nou sê nie, sy was by my, en sy is hulpeloos, sê ek maar, sy is nou by my. Wat hulle probeer sê, moenie invest in hom, want jy gaan niks kry. Ons het in invest, ons het gekry. So baie mense gee op ander mense, omdat hulle reeds dink, hulle weet wat is die einde van daai persoon. En mense gee op aan hulle. Wie is ek en jy om dit te doen? Miskien is dit een van die atlete wat jy moet hardloop, sodat die Here jou kan vertrou om teen perde te hardloop. Doen wat die Here jou pad gaan spring. Sodat jy kan groei. En dan sê dit ook as 'n waarskuwing, moenie al jou tyd daarin sit, as dit nêrens in op pad is. Daarom sit onder die boom sit, hulle kon geld grou het, maar hulle het nie daar gesê, good job, pastor. Hoekom help jy nie my? Mense gebruik ons. Sê my saam, jy word gebruik deur mense, omdat hulle dink jy's Jy gaan nie sien nie. Want jy's 'n Christen, jy moet help. En waar ons kan, moet ons help. Maar net so ver. Want selfs die Here sê, daarna gaan hulle self help. As jy Christus aan hulle verkondig het, dan het hulle die krag om dit te doen, wat jy nou vir hulle doen. Ek en jy is nie gemaak om perde te hardloop nie. Ons is gemaak om daai vloede te oorkom. Ons al reeds oorkom het, die voetgangers en die perde. Ek en jy is veronderstel om nou te wees om uit te sien na daai Jordaan wat in vloed is, wat ons gaan hom wen. Hoekom? Want hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Amen. Kom ons word bietjie wakker. Kom ons word daders. Kom ons luister nie meer na onsself en ons sê, hoekom lewe hy so lekker en ek sukkel? Jy weet nie wat in sy lewe aangaan. Dit lyk dalk net lekker. Sukkel jy met jou eie probleem. En dan maak Jesus vir jou deure oop. As jy oor jou eie deure waai, nie oor ander mense se. En elke oggend begin jy teen 'n voetganger, dan 'n perd, jy gaan elke dag begin jy oor en oor. Kom ons luister na die Gees. Ons volg die leiding van die Gees. En ons doen wat die Gees vir ons sê, wanneer hy sê ons moet doen. Dit help nie die Gees sê vir jou iets en die doen dit is môre. Môre is nie die regte tyd. Toe die Gees jou gepraat het met, was die regte tyd. Want môre staan hy self ons onder stoele nie meer daar. Ek sê nie te verder skryf. Hy wil sê ek nie. Dit was jy. Nou lyk dit soos wat ek was. Jy het my nie gesê wat ek moet doen. Jy was nie 'n goeie helper nie. Staan saam met my. Daar is so baie geleenthede wat ons het. Een van my verklaringe in die oggend is oor die verlorenes.
Die Here moet iemand hulle pad langs stuur, dis my gebed. Iemand moet hulle pad langs kom. As dit ek is, ek het nie 'n probleem nie. Ek sal saad saai en grond voorberei en ek sal die oes inbring. Maar die ouens, die oes wat ryp staan op die lande, kan nie vermors gaan nie, daar moet werkers wees. Ons moet uit ons gemaksoonheid opstaan, en ons moet nie na die mense kyk nie, ons kyk na die oes. Ons kyk na die mens, ons sien nie die oes nie. Want ons veroordeel die mens, en ons is nie happy oor die oes nie. Nee. 'n Oes is 'n oes, my man. Oes is iets wat inkom. Vir die koninkryk. As ons veroordelend is, gaan hy nie inkom. Amen. Vader, dankie vir die woord, dankie dat ons weet, Here, dat die woord kom, en die Gees maak dit vir ons oop, Here, dan sal daar ligte aangaan. En dan sal ons bereid kan wees, Here, om te volg waar die Gees lei. En waar die Gees lei, Here, het jy reeds 'n pad oopgemaak. Amen. Vader, ons hoef nie daai oes te gaan soek nie. Die oes is daar. Die woord sê vir ons, Here, dat die arbeiders is mis. Maar ons sit in 'n gemaksoonheid, Here. En ons het nog nie eens die voetgangers oorwin, Here. Maar ons praat alreeds van die perde. Help ons, Here, om eerder daders te word as van horders. Ons dankie daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Amen. Yes, sir.